Goeiemôre, goeiemiddag en goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou as jy Suid-Afrikaner is, sal jy weet dat daar altyd in rugby 'n baie groot rivalry is tussen Bulle en WP of Stormers ondersteuners. Daai lekker geskers en grappies maak mekaar uitdaag en uithaal. Nou ek is 'n baie groot Bulls ondersteuner in murg en been. Maar hier onder in die Kaap loop jy nie sommer met 'n Bullstry in die strate nie. Nou die afgelope naweek speel albei spanne teen ander spanne van oorsee. En ek kyk saam met 'n Stormer beide games. Ons kyk nie net ons eie spanne nie, ons kyk mekaar se ook. En skielik sit ek daar en ek vang myself en ek skree vir die Stormers. Nou wag, voordat jy my judge of my van groepe afgooi of soos my oupa neefies onterf het, ek het nie van span verander nie. Ek het nie my identiteit verloor nie. Ek is nog steeds 'n Bull. Maar iets groters het gebeur, want sien, dis nie verraad nie. Dis volwassenheid. Dis daai oomblik waar jy begin verstaan, die wêreld draai nie net om jou nie. Eerstens, die groter prentjie. Dis steeds Suid-Afrika, dis steeds ons spelers, dis steeds manne wat dieselfde land se klere dra as dit by die bokke kom. So eintlik al verskil ons oor die kleur van die trui deur die loop van die jaar, klop ons harte dieselfde wanneer dit by iets groters kom. Dis is die lewe. Jy en iemand anders kan verskil. Julle is nie noodwendig vyande nie. Julle is net verskillende stories in dieselfde groter storie. En hier is die ding, die Bybel sê, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. En dis nie swakheid nie, dis krag. Die tweede ding is, mense is belangriker as opinies. Ek sit saam met 'n vriend van my, vir wie die Stormers belangrik is. Dis nie net rugby nie, dis emosie, sy identiteit, herinneringe en sy trots. En omdat daai mens vir jou belangrik is en jou vriend is, raak dit wat vir hulle belangrik is, ook vir jou belangrik. Nie omdat jy noodwendig saamstem nie, maar omdat jy daai mens raak sien. Dis omgee, dis regte liefde. Nie daai ek stem saam met alles wat jy sê tipe liefde en omgee nie, maar daai ek kies jou, selfs verskil ons tipe van liefde. Jesus het nie net mense lief gehad wat soos hy gedink het nie. Hy het mense lief gehad wat totaal anders as hy was. En dis waar ons almal sukkel. Ons wil reg wees, eerder as om regtig te wees daar vir mekaar. En dan derdens, alles gaan nie oor jou nie. Ja, ek weet dis 'n bitter pil om te sluk, want ons leef in 'n wêreld waar alles skree, my behoeftes, my gevoelens, my waarheid. Maar vrede kom wanneer jy besef, soms is iemand anders se vreugde belangriker as jou punt wat jy wil bewys. Soms wen jy meer deur nie te wen nie. Dis soos Prediker sê, daar's 'n tyd vir alles. En partykeer is dit 'n tyd om net saam te wees, om net saam te lag, saam te skers, saam te skree vir 'n span wat nie eers jou eie is nie, maar wat aan iemand anders behoort wat vir jou belangrik is. So hier is die vraag, wat as ek en jy begin om dit toe te pas in ons lewe, op elke vlak daarvan, daar by die huis, by die werk, met jou kinders, met jou huweliksmaat en al jou verhoudings? Wat as jy ophou beklei om reg te wees en begin kies om mense raak te sien? Wat as jy die groter prentjie begin raak sien van wat eintlik op die spel is? Wat as jy besef, jy verloor nie jouself deur iemand anders te eer nie, jy groei jouself. En dis nie verraad nie, dis groei, dis wysheid, dis liefde. En dalk is dit hoe ons begin om 'n wêreld te bou, waar mense mekaar nie net verdra nie, maar werklik sien en in harmonie kan coexist. En tot ons weer saamstap, ek hoop jy 'n wonderlike dag en mooi loop.